Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Wat 'n groot voorreg het ons nie om weer saam tyd te kan spandeer uit die woord, vandag uit Genesis 2. Waar ons lees van God se oorspronklike plan oor lewe, rus en verhoudings. Waar Genesis 1 vir ons die globale prentjie van die skepping gewys het, bring hoofstuk 2 ons nou nader aan die hart van God en sy persoonlike intieme betrokkenheid by die mens. Nou hierdie hoofstuk is nie 'n tweede skepingsverhaal nie, maar hierdie hoofstuk fokus in diepte hoe God die mens gemaak het en hoe God beplan het ons as mens saam met hom moes leef, volgens sy perfekte skepingsplan. Eerstens lees ons in vers 1 tot 3 hoe God sy werk voltooi en toe op die 7de dag rus. Nie omdat hy moeg is nie, maar omdat sy werk voltooi en goed was. Nou dit herinner ons dat rus deel is van God se skepingsorde. Rus is nie 'n teken van luiheid nie, maar van vertroue. Ons leef vandag in so 'n kultuur van uitbranding en konstante besig wees en 'n gejaag. Maar hier word ons herinner dat rus heilig is. Ons is nie geskep om net altyd te jaag en besig te wees nie, maar om te leef vanuit God se voltooide werk. Ek en jy, as kind van God, vind volkome rus in Jesus se voltooide werk aan die kruis. Ons leef nie meer uit ons eie pogings nie, maar uit sy genade. Dis God se hart, dat ons doelbewus tyd sal maak vir hom, vir stilte en vir familie. Hierdie rus is nie 'n luukse nie. Dit is gehoorsaamheid aan God se oorspronklike skepingsdoel vir ons. So ek en jy het reeds van die begin af van die skepping die gawe van rus ontvang. In vers 4 tot 7 lees ons dat die mens persoonlik deur God gevorm is. Ons het gelees hoe alles ontstaan het slegs deur 'n woord wat God gespreek het. Maar die mens het hy persoonlik uit stof gevorm en toe sy asem in sy neus geblaas. Nou besef ek en jy dat elke asemteug wat ek en jy in ons longe het, is God se asem binne in ons. Ons is stof, afhanklik en broos, maar ons dra die asem van God in ons. En ons moet onthou, ons waarde lê nie in wat ons doen of bereik nie, maar in wie jou gemaak het. Wanneer ons dit verstaan, verander dit hoe ons onsself sien en hoe ons ander ook behandel. In vers 8 tot 14 lees ons hoe God alles wat die mens nodig gehad het aan hom voorsien het, toe hy vir Adam in die tuin van Eden 'n plek van oorvloed, skoonheid en voorsiening plaas. Alles wat Adam nodig gehad het, was reeds daar voordat hy die opdrag gekry het om te begin werk. Nou dit herinner my net weer daaraan, dat God in alles sal voorsien wat ons nodig het om die werk waarvoor die Here jou geroep het, te kan doen. Ons hoef nie uit vrees te leef nie. God weet wat ons nodig het, fisies, emosioneel en geestelik. Ons werk nie om God se guns te verdien nie, maar ons werk uit sy goedheid. In vers 15 lees ons dat werk deel was van God se perfekte skepingsplan, toe God aan Adam 'n taak gegee het om hierdie tuin van Eden te bewerk en te bewaak. Nou om te werk was reeds daar voor die sondeval. Dit beteken, werk is nie 'n straf nie, maar 'n roeping. Dit gee aan 'n mens se lewe betekenis, orde en doel. Of jy 'n betaalde werk doen, kinders grootmaak, studeer of diensbaar is in die kerk, jou werk het waarde as dit tot God se eer gedoen word. Jy sien, werk word aanbidding wanneer ons dit met die regte hart doen. In vers 16 tot 17 gee God aan Adam 'n gebod dat hy van alles mag eet, maar nie van die boom van goed en kwaad nie. Hierdie reël of die beperking was nie omdat God wreed was nie, maar juis liefdevol. Want sien, sonder 'n keuse kan daar geen ware gehoorsaamheid of liefde wees nie. In vers 18 tot 25
sien ons dat die mens geskape is vir verhouding. Ons sien hier God se hart vir verhouding en gemeenskap, toe hy vir Adam sê dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. Toe skep God vir Eva uit Adam se rib. Let wel, nie uit sy kop om oor hom te heers nie, en nie uit sy voete uit om vertrap te word nie, maar uit sy sy, langs sy hart. Dis vir my 'n uitbeelding van eenheid en intimiteit. Jy sien, ons is nie gemaak om alleen te leef nie. Huwelike, gesinne, vriendskappe en ons geloofsgemeenskap is deel van God se skepingsplan vir ons lewe. Nou deur hierdie hele hoofstuk sien ons die hart van God, dat ons Skepper God 'n God is wat rus gee, dat hy 'n God is wat elkeen van ons persoonlik vorm, en hy is 'n God wat voorsien, en wat aan ons sinvolle werk gee, en wat intieme verhouding begeer met elke een van ons. Nou, ek wil julle aanmoedig om vandag net weer opnuut 'n besluit te maak, om te leef volgens God se oorspronklike skepingsplan vir ons, met rus in jou siel, doel in jou werk, gehoorsaamheid in al jou keuses en liefde in jou verhoudings. Want sien, wanneer ons leef soos God dit bedoel het, dan ontdek ons ware lewe. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.